Levitikus 22 vers 3 tot 4 sê, jy mag elke week vir 6 dae lang werk, maar op die 7de dag moet alle werk tot stilstand kom. Dit is die Here se Sabbatdag van algehele rus. Dit is 'n heilige dag om bymekaar te kom vir aanbidding. Dit moet nagekom word waar julle ook al woon. Behalwe die Sabbatdag het die Here ook feeste ingestel, heilige byeenkomste wat op spesifieke tye gedurende die jaar gehou moet word. So God stel hierdie weeklikse en jaarlikse ritmes vir sy volk in. Ritmes van rus en aanbidding en feesviering. Sabbate en feeste. Die volk moes hulle normale ritme onderbreek. Hulle moes ophou werk en 'n dag of 'n week van aanbidding, van offer, van feesviering onderhou. Dit was nodig sodat die volk sou onthou dat hulle van God afhanklik is. Dat hulle sou onthou wat God vir hulle gedoen het. Dat hulle sal onthou dat hulle vanuit God uit leef. Dat hulle aan God behoort. Hulle moes onthou wat God vir hulle gedoen het en steeds vir hulle doen. Nou ons vier vandag nie meer Joodse feeste en Sabbate nie. Nuwe Testament sê vir ons dat ons nie meer sekere dae as heiliger as ander dae onderhou nie. Ons beoefen nie meer 'n godsdiens van raak nie, eet nie, smaak nie. Wat ons wel het is 'n lewende verhouding met die lewende God wat deur Jesus in ons kom woon het. Ons is nou sy heiligdom. Jesus is ons Sabbatrus. In ons verhouding met God is daar ook wel ritmes dan. Ritmes van aanbidding wat ons in ons week inbou, wat ons in ons jaar inbou. Om te onthou en te rus en te aanbid. Die Nuwe Testament sê vir ons dat ons nie die gereelde byeenkoms van die gelowiges moet afskeep nie. Daarom het ons 'n weeklikse byeenkoms van gelowiges. Ons vier die geboorte van Jesus oor die Kerstyd. Ons vier die kruis en die opstanding oor die Paastyd. Ons vier Hemelvaart en Pinkster. Ons kan ons eie weergeboorte vier. Ons vier die doop van gelowiges. Ons vier die kindertjies wanneer ons hulle inseën. Ons vier die nagmaal. Hierdie moet nooit wette of dooie rituele word nie, maar elemente van ons verhouding met die lewende God, waar ons kan rus, waar ons kan onthou en waar ons verhouding met hom kan vier. Kom ons onderhou hierdie en kom ons waardeer dit en kom ons geniet dit. Kom ons bid saam. Dankie Here vir tasbare gebruike wat my help om in verhouding met U te leef, dae van stilstaan, feesvier en aanbid, sodat ek kan onthou en kan leef. Amen. Die Here seën jou, tot volgende keer.